Ek wil vandag vir julle iets vertel, iets wat ek ervaar en beleef het in die jaar, hoe kan ek sê, die 27ste Julie 2018, was ek saam met my broer by 'n eetplek hierso in Centurion, in Pretoria, het ek by 'n eetplek 'n Spur gesit en vir my broer se verjaardag gevier, wat ons 'n lekker ontbyt saam geëet het en net sy geboortedag gevier het en die Here die eer daarvoor gegee het. En terwyl ons daar was, het ek 'n oproep ontvang van 'n dame, 'n suster, 'n massiewe groot kind van die Here, 'n persoon wat baie naby aan my hart is, Denise van Heerden, het met my kontak gemaak op die telefoon en sy het my vertel van 'n jong seun wat op daai stadium bloedkanker het en wat in die hospitaal in Pretoria Unitas lê in die kankerafdeling. En sy het my gevra, Koert, wil jy nie saam met my gaan nie? En ek het vir haar sê, ek sal bid vir die Here en ek sal vir die Heilige Gees vra of ek kan saam met jou gaan, dan kry ek jou by die hospitaal. Daai kind was op sy einde en terwyl ek hierdie getuienis begin lewer, wat ek begin julle vertel van hierdie jong man, kan julle na die foto's kyk, hoe hy gelyk het en op die einde van die dag, wat God in daai jong man se lewe kom doen het, terwyl ek hierdie getuienis lewer en hierdie absolute wonderbaarlike mag van ons God, mag die Here verheerlik word van dit wat ek julle vandag vertel. Ek het die Here gevra en die Here het vir my toestemming gegee en ek het vir Denise by die Unitas Hospitaal gekry en ons het ingestap. Ek ken die mense van geen kant af nie, maar ek het daai jong seun daar gesien lê. Kyk, as dit by kinders kom, dit vat baie hard aan 'n mens se hart, veral as dit by klein babatjies kom en kinders. Die jong man se naam is JD Joubert, sy volle naam is Jaron Dominique Joubert, ons noem hom JD. Hy is gebore op die 10de Februarie 2005 en julle sal ook sien in my boodskap van 2025, my nuwejaar boodskap, sal ek ook sy profiel, ek gaan hom intag en jy kan met hom gaan selfs op Facebook as die Here dit op jou hart lê. Maar ja, ek het ingestap by die kankerafdeling. Die personeel was ongelooflik respekvol, vir ons spasie gemaak en hulle die familie, die ma Joni Buys, dit is haar naam, sy het vir hulle toestemming gevra vir ons, vir my en Denise, om in te tree en te gaan bid binne saam in JD se kamer waar hy alleen gelê het. En ek wil vandag vir julle sê, toe ek uitgegaan het hospitaal, toe die Here het nie vir my gesê wat moet ek doen nie. Hy het nie vir my gesê hy gaan daai kind genees of wat hy beplan nie. Hy het my uitgestuur en vir my gesê ek doen wat hy vir my sê om te doen. En weet julle wat, ek het ingestap met my pakklere en al, op my knie gesak voor daai kind. En ek het vir hom gesê, jy weet wat, ek het hom uitgevra oor die geesteswêreld, ken hy dit, weet hy, ek wil vra, God ons Vader wat op die troonstoel sit, is hy geestelik of vleeslik? Hy het gesê, hy is geestelik. Ek het vir hom gesê, as jy vandag tot sterwe kom, waar gaan jy heen? Hy sê, oom, ek wil graag hemel toe gaan. Ek vra vir hom, is dit geestelik of vleeslik? Hy sê, is geestelik. Ek sê vir hom, weet jy wat, ek is nie om jou, hoe kan ek sê, valse hoop te gee nie, maar glo jy in jou gees en jou hart hier waar jy lê. Daai kind was flenters, daai kind het op daai hospitaalbed gelê. Hy kon skaars asemhaal. Julle kan die foto's sien hoe maar hy was, hare van sy kop af. Ek onthou dit nog soos gister. Ek het vir hom vra, glo jy Jesus Christus kan jou hier laat opstaan? En hy sê vir my, ja oom. En ek sê vir hom, weet jy wat? Vertrou op God. Want ons God kan geestelik, vleeslik en verstandelik kan ons God genees. En of hy jou geestelik genees en of hy jou vleeslik genees, ons gaan hom loof, eer en prys in goeie en slegte tye. En weet julle wat, ek het voor hy bed van hom gaan sak. En ek het gebid tot die Here wat God op my hart gelê het om te bid vir daai jong man. En weet jy, ek het daar opgestaan, ek het hom nie eers gesalf nie. Ek het nie eers my hand op sy kop gelê nie. Ek het die familie gegroet, ek en Denise het uitgestap. En 3 maande later
het JD die klok gelei, wat hy vry van kanker was, wat God hom genees het. En ek wil vandag vir julle sê, sien julle hierdie jong man, sy gesin en familie. Hy's 'n lopende instrument vir God. Hy hoef absoluut niks te sê nie. Hy moet nie deur die strate stap. En hy's 'n gelopende getuienis van ons verlosser en saligmaker lewe. Kyk hoe lyk hy. Hy nou so rukkie terug het hy sy matriek afskeid gehad, skool klaar gemaak. Kyk hoe lyk hierdie jong man, 'n pragtige jong seun. En dit wat ek vandag, dis 'n boodskap van hoop. Skiet ek raak so bewoe as ek maar kyk wat is. Dis een van die grootste wonderwerke wat ek in my lewe gesien het in my 12 jaar van bediening. En hierdie jong man is vir my, ek is so bly vir hom. Ek is so dankbaar vir hom. Julle weet, daar staan geskrywe, en die Here druk dit op my hart. Jakobus 5, vers 14 tot 16. Hoor wat sê die Bybel. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid, en hom met olie salf onder die roeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. En ek wil vandag vir jou sê, kort en kragtig sê die woord, as ons sondes tussen mekaar bely, sal ons genees word van ons siektes en vergewe word van ons sondes. Soos ek gesê het, God kan geestelik genees, vleeslik en verstandelik genees. Ek was al by kankermense wat God by laat bid het en intree het vir hulle, maar dan het God hulle geestelik genees voordat hulle die tydelike met die ewigheid verruil het. In JD se geval het God 'n wonderbaarlike wonderwerk gedoen in sy lewe. God het hom vleeslik genees. So die Here doen nog steeds wonderwerke, tekens nie met almal nie, maar God het 'n doel en 'n rede met alles en almal. Soos ek sê, God kan geestelik, vleeslik en verstandelik genees. Hy doen ook daagliks wonderwerke in mense se lewens, soos in die geval van JD en sy familie. Vandag is JD 'n lopende getuie dat Jesus Christus lewe, dat Jesus Christus hom wonderbaarlik genees het. Hy het 'n storie om te vertel. Moet nooit, ooit in jou lewe opgee nie. Staan sterk in jou geloof en loof en prys God in goeie en slegte tye. Respekteer hom vir sy perfekte wil en tyd in jou lewe. Loof en prys hom, of jy sterf of nie sterf, of jy 10 tree het om te stap, of 10.000 tree. Loof en prys God, want vir alles is daar 'n doel en 'n rede. Ek sê vandag vir julle, die lewe soos jy vandag sien, ons is net kuiergaste, net vreemdelinge in hierdie wêreld. Vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons 'n wins. Ons oë is op die onsigbare gerig, nie die sigbare, want die sigbare is net tydelik, maar die onsigbare is vir ewig. Die Here sê vandag vir jou in sy woord, maak vir jou 'n skatkis in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie kan laat vergaan, en diewe nie inkom en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.